baie jare gelede, toe die aarde nog steeds net en vars was, het die maan en die son saam op die aarde gebly. Hulle het 'n groot pragtige huis gebou wat 'n boonste en onderste verdieping gehad het. Daar was 'n groot balkon op die boonste verdieping wat oor die oerwoud gekyk het. Hulle het daarvan gehou om in die aarde op die balkon te sit en na die apies te luister. Hulle beste vriend was water, maar hy het nooit hul pragtige huis besoek nie. Kom kuier asseblief vir ons, gepleit son. Asseblief kom besoek ons, smeek maan. Ons kan almal saam op die balkon sit en na die apies luister. Maar water het altyd dieselfde antwoord gehad. Nee, son en maan, ek kan nie kuier nie. Ek het so baie vriende wat binne my bly. En al die visse en die seediere kan nie sonder my oorleef nie. En ek is bang dat ons altyd in hul huis sal pas nie. Elke dag het son en maan dieselfde vraag gevra. En elke dag het water dieselfde antwoord gegee. Eendag, terwyl son en maan op die balkon sit en na die apies luister, kry maan 'n blink plan. Ek het dit. Ek het die oplossing vir ons probleem. As ons huis groter maak, kan water en al sy vriende wat in hom woon vir ons kom kuier. Son het gedink dat dit 'n goeie idee was. En die volgende oggend het hulle vroeg opgestaan om die huis self groot te maak. Na 'n hele maand van harde werk om hul huis groter te maak, was son en maan se nuwe, baie groter en baie mooi huis klaar. Son het dadelik vir water geroep. Water, ons huis is nou so groot dat ons seker is dat jy en al die seediere wat in jou woon in die huis sal inpas. Kom kuier asseblief. Water het uiteindelik ingestem om vir son en maan te gaan kuier. Hy het by hul groot huis aangekom en versigtig na die voordeur geklop. Kom binne, skree maan. En water het die deur oopgemaak en binne gegaan. Binne 'n minuut het water die vloer bedek en was tot by son en maan se gesigte. Water het hoor en hoor gegaan en sommer gou moes son en maan trap op na die boonste verdieping van die huis gaan, sodat hulle nie verdrink nie. Maar water het net aanhou kom. En die hele huis het homself en al die visse en die seediere wat in hom gewoon het, gevang. Kort voor lank was water weer tot by son en maan. By son en maan se gesigte, dat hulle na die balkon gehardloop het en homself probeer het. Maar water het die huis aanhou opvul. Sommer baie gou was daar nêrens vir son en maan om heen te gaan nie, dat hulle in die lug moes opspring het. Vanaf hulle nuwe plek in die lug kon hulle steeds die apies hoor in die oerwoud. Hoor en die oerwoud sien. Hulle kon ook enige tyd met hulle vriende water gesels, wanneer hulle wou, sonder om te verdrink. Hulle het besluit om sommer net daar vir ewig te bly en hulle het